juich nou mens om prys om tot en ewig. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, So good. every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ek gaan nou heeltemal verkeerd begin. Herrens op die open velden, in die nacht die engelkoor, met die blije evangelie, met die hemel aangehoord. Kom, loop die Heer, loop die Heer, loop die Heer voor, en die rust de hemel. Oh, loop die Heer, loop die Heer, loop die Heer voor. En die rust de hemel. Bid de water vol van vrede, brand ook van liefdesschijn, aan de verdienings op aarde, wat verdwalen zoek en vindt. Oh, loop die Heer, loop die Heer, loop die Heer voor, en die rust de hemel. Oh, loop die Heer, loop die Heer, Loop die Heer voor, en die rust de hemel. Hoe groot is ons God, ons en hoe groot is ons God. Almal sal sien, hoe groot is ons God. Sing, hoe groot is ons God? Hoe groot is ons God? Ons en hoe groot is ons
is ons God, hoe groot is ons God. Ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien hoe groot is ons God. Geen Kersfees is Kersfees sonder stille nag. En ons sing hom nie vandag aan die einde van die diens nie. Ons sing hom nou as ons laaste lied. So kom ons sing dit heerlik saam.
Baie dankie, kan jy sitplek neem. Vriende, Lindy gaan nou vir ons die pragtige lied doen van Mary Did You Know. So kom ons geniet hierdie lied wat sy so mooi aflewer. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will plow a stone with his hand? Did you know that your baby boy is what where angels try? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? The blind will see, the dead will hear, and the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? When you're sleeping, child, you're holding is the great I am. Mary, did you know? Baie dankie Lindy. Daar sy op die lig. Dis vir my baie groot voorreg om hier te wees. Mag ek jy baie groot guns vra of julle vir my daai deur kan toemaak. Daai son is so helder, dan kan ek nie die mense sien. Dis vir my baie lekker om julle almal te sien. Vir Liebe ook hiervoor, haar eerste Kersdiens ooit in haar hele lewe. Kersfees is 'n wonderlike tyd. Ek dink ek het dit nou al heeltemal te veel gesê. Ek geniet Kersfees met alles in my. In ons huis is dit ook groot vreugde tyd. Daar's iets anders in die lig met Kersfees, né? Mense is anders met Kersfees. Die hele atmosfeer en die gevoel, dis so amper asof daar so 'n aangename atmosfeer tussen mense is. Mense groet net makliker. Vanoggend, ons het so painter, 'n verwer, daar wat by ons robot sit. Hy stop vanoggend sommer ons bakkie. Hallo, hallo. Hy groet, almal is net vriendeliker, né? Daar's so meer bietjie van 'n toegeeflikheid. Mense het meer geduld met mekaar. Ry maar voor my, Kersfees, kom maar verby, dis Kersfees. Mense is net, hulle gee ook makliker. Ek het gesien mense gee makliker want dis 'n aangename tyd om 'n bietjie te gee. So Kersfees maak ook dat ons 'n bietjie makliker gee. Mense is sommer net nicer, lekkerder en meer as die res van die jaar. Ek kry die mooiste SMS'e en WhatsApps van mense wat ek nie eens ken nie.
En dit lyk of ons jarelange vriende is, maar hulle wens my iets moois, geseënde Kersfees, en jy gaan ook na die diens, as jy by die huis kom, gaan jy sien, daai WhatsApp houertjie van jou is redelik vol, want almal het nou gestuur, daai klomp by Hartenbos stuur vir jou foto van die see, en dan hoor jy geseënde Kersfees. Dis 'n aangename tyd, en ek weet ek sê dit te veel, maar selfs die munisipale werkers, hierdie keer ry hulle nie net verby nie, hulle kom klop aan jou deur en sê geseënde Kersfees, en dan vat hulle jou vuil goed, selfs die recycle ouens, ek het nie geweet hulle is so ernstig daaroor nie, hulle kom klop aan die deur, om ons ou empty leehouers te kry, melkhouers. Desember is 'n baie aangename tyd, en dis vir my so aangenaam om, ek gaan nou die woord met u deel, in hierdie Kerstyd. Maar vir party mense, is Desember ook een van die moeilikste tye van die jaar. Vir party mense is Desember ook die hartseerste tyd. Want die vreugde van al die jingle bells and joy to the world is so in teenstelling met die hartseer wat die versameling van goed wat hierdie jaar met hulle gebeur het, dit staan so teen dit. Maar mag ek vandag vir u almal wat erg bly en erg opgewonde is, maar ook vir u wat hartseer en alleen en verlies gehad het in hierdie jaar en dalk iemand aan die dood afgestaan het, mag ek vanoggend vir u sê dat die Heiland is juis gebore. Die lig het op hom geval, op Christus. Hy is juis gebore om die gebrokenheid van hierdie wêreld en die seer van hierdie wêreld en ook in die vreugde van hierdie wêreld in te kom. Hy's wonderbaar, hy's raadsman, hy's ons verlosser, hy's ons Heiland. Hy het ingekom om ons vry te maak, om ons heel te maak, om ons aan te raak. Jesus se geboorte maak dit ons heerlik kan saam sing, die Heiland is gebore. Joy to the world en al die mooi liedjies. My Kersboodskap vir vandag 2025 sin, aanvanklik het ek gedink die tema wat ek gekies het is so bietjie platvloers. Ek gaan nou verduidelik, want die tema wat ek gekies het is, wat soek jy? Nou, ek weet nie of julle dit dalk al in julle huis gehoor of beleef het nie, ek het dit al baie beleef, eintlik maar op 'n weeklikse basis. Almal sal besig wees met iets, Rita werk mos altyd haar hele lewe lank, sy werk net die hele tyd, en as ek in die kombuis eindig, dan hoor ek eers uit 'n besige vertrek uit die huis uit, wat soek jy? En ek vind blykbaar nie heeltyd wat ek soek nie, want ek is nou weer terug in die kombuis en dan sal sy weer vra, wat soek jy? En miskien sal jy met tieners dit dalk ook baie goed verstaan, hè? As daai yskas se deur oop gaan, dan skreeu of dan sê mamma en pappa, maak toe daai deur, wat soek jy? So, miskien het jy nou al gehoor van, wat soek jy? En hier's die ding, Kersfees en die feestyd, hierdie tyd van die jaar, maak dat hierdie, wat soek jy, is eintlik mos nou maar so bietjie onder 'n vergrootglas. Want mense is baie meer bewus van, wat soek jy? Daar's 'n paar goeders wat jy dalk, materiële dinge wat jy dalk soek, dalk so 'n ou nuwe horlosiekie, as jy kerk toe kom, kan jy sê, dis 'n ou ene hoor, maar of dalk soek jy 'n nuwe rokkie, nuwe skoentjie, het julle gekyk, weet nuwe skoene aan. Mense soek nuwe goedertjies, né? Partykeer is dit maar materialistiese dinge, dalk 'n nuwe selfoon of 'n nuwe bakkie, en dis nou nie 'n tapperbakkie nie, maar jy soek iets wat nuut is, jy soek iets anders. Ons soek na iets, want dis Kersfees, dis feestyd, en dis 'n aangename tyd om na iets te soek. En dalk sê vir my, nee, ek is nie daai ou nie, ek is baie meer eenvoudig. Ek is op soek na rustigheid. Ek is sommer net op soek na vrede, na weg van die gewoel. Ek is op soek na hoop. En dalk daar diep binne in jou hart is daar 'n soek na vergifnis, wat dit het nog steeds nie hierdie jaar gebeur nie, maar jy het 'n soeke daarna dat dit dalk vir jou vergifnis sal wees. Of sommer net so 'n bietjie lig in hierdie donker wêreld. Nou, mag God se woord vandag vir jou net weer lig op dit bring. Alles wat ons na soek, alles wat ons begeer, alles wat ons wil hê, is nie in iets nie, maar dis in iemand. Dis in Jesus Christus. Dis hy wat vir ons alles is, en daar's niemand soos hy wat vir ons alles kan gee, wat ons harte en ons lewens na soek nie.
Selfs Jesus het die woorde gebruik ergens in Johannes 1 vers 38, ergens stap daar van Johannes se disippels rond en hulle loop agter Jesus aan. Kan ek dit vir julle lees? Hy's op die skerm. Johannes 1 vers 38. Jesus het omgedraai. My stelling is toe nou nie heeltemal so platvloers nie. Hy het hulle gesien, hulle is besig om hom te volg en hy sê toe vir hulle, wat soek julle? Johannes se disippels wat Jesus volg en hy vra, wat soek julle? En daar's 'n baie goeie rede vir die vraag. Want waarna ek en jy soek, bepaal regtig wat ons gaan kry, wat ons gaan ontvang, wat ons lewe mee gaan vul. Nou, vriende, niemand is gestres oor die skaapbout in die oond of so nie. Almal is rustig, nee, julle ryk vir my so 'n bietjie benoud. Is almal rustig. Ek wil graag hierdie oggend baie spesiaal vir jou na 'n baie spesiale plek toe vat. En ek wil vir jou baie ernstige vraag vra. Ek het nou 1 of 2 keer vir hom gevra, maar ek wil hê jy moet hom vir jouself vra sonder om hardop te antwoord. As jy met die vraag moet deel vanoggend, waarna soek jy? Wat soek jy? Waarna soek jy? En regtig, so uit jou hart, in jou eie gemoed, vir jouself antwoord, so wat is dit, en vergeet nou die materiële dinge, wat is dit waarna ek op soek is? Dit is 'n baie belangrike vraag vir gelowiges om te antwoord, maar dit is so 'n bietjie van 'n selfondersoek, want as jou soeke na Jesus is dit gewaarborg dat jy baie meer sal kry as wat jy gesoek het. Want hy het die mag om te doen ver bo wat ons bid of dink. Hy gee vir ons baie meer as wat ons soek. As jou soeke na ander dinge en materialistiese dinge of enigiets anders is, gaan jy waarskynlik die meeste van die tyd gewaarborg op 'n teleurstelling eindig of by 'n plek kom wat jy nie gekry het wat jy soek nie. Al die ander goeders waarborg nie hierdie tevredenheid wat Jesus gee nie. Vir die wat my nou 'n bietjie langer as 'n jaar ken, dit was die inleiding. Kom ons bid saam. Moenie bekommerd nie, ons gaan vroeg huis. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike Kersoggend. Dankie dat ons kon saam sing en die naam groot maak. Maar mag u woord asseblief nou met ons praat en ons harte kom aanraak. Is my gebed in Jesus naam en ek dank u daarvoor. Amen. Vriende, kom ek lees, en ek moet nou regtig nie bekommerd wees nie, dis 'n baie kort boodskap. Kom ek lees vir ons Matteus 2 vers 10 tot 12. Dis die gedeelte wat ek vandag gekies het om die woord mee te bedien of wat ek glo die Here met my gepraat het. Dis op die skerm, jy kan dit daar volg. Hy sê toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Die hulle wat hiervan gepraat word is die wyse manne, en wat my so opgewonde maak oor hierdie stukkie skrif is, hulle was klaar bly en hulle het nog net 'n ster gesien. Hulle het nog nie eens by Jesus uitgekom nie, hulle is klaar bly, hulle is opgewonde, hulle het 'n ster gesien. En hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder gesien, en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. En daarna het hulle reissakke oopgemaak, en daar was natuurlik die goud, wierook en die mirre, wat hulle die geskenke vir hom gegee het. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het, om nie na Herodes terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Nou, in al die jare van my bediening het ek nog nooit gepreek oor die wyse manne nie, maar ek het nou vanoggend so lus, of in my hart gevoel, ek wil so 'n bietjie deel, of by die storie van die wyse manne stil staan. As jy vir die wyse manne sou vra in vanoggend se tema, wat soek julle? Dan sou hulle almal se antwoord dieselfde gewees het, want almal was op soek na die koning wat gebore is, maar omdat hulle wyse manne was en sterrekundiges was, het hulle soektog begin, want God het vir hulle 'n ster gewys. Hulle moes die ster volg, en so het God vir hulle by Jesus uitgebring. Nou as jy met die wyse manne sou praat, hulle sou sê ons het gesoek, en hulle het verseker baie lank gesoek, en hulle het lank gereis, en hulle het uitgawes gehad, en hulle het kostes gehad. Dit was nou nogal vir hulle moeite om by Jesus uit te kom. Ek wil gou 'n stelling maak, so Kersoggendstelling, maar baie groot stelling. Wyse manne, wyse mense soek na Jesus. Jy hom ingeneem, wyse mense soek
na Jesus. Sommige net so interessant, het iemand al vir jou die stelling gemaak, veral in die kerk, dis amper half soos kerktaal wat ons sê, jy moet nie bekommerd wees nie, die Here ontmoet jou net waar jy is. Jy het al gehoor, die Here ontmoet jou, die tiener sou sê, hy sal jou kry op jou journey, né? Die Here sal jou daar kry, die Here sal jou op die pad vind, presies waar jy is. En dan, as ek sommer net so 'n bietjie kyk na die gedeelte wat ek gelees het en verder gaan lees het, jy kan dit weer by die huis gaan lees, dan dink ek nou eers aan die herders. Die herders is op 'n spesifieke plek, hulle is in die nag, hulle is in die veld en hulle pas hulle skape op. Ek kan nou nie help op Kersoggend nie, maar as ek die woord skaap gebruik, dan dink ek onmiddellik aan daai lamsboutjie. Toe Rassie, ek gaan nou weer fokus en by die woord kom, toe Rassie by die huis kom, ek het 'n skaapboutjie uit die Karoo persent gekry. Toe sê hy gebruik hierdie woorde, maar dit is glad nie Bybels nie. Hy sê, ek is seker die hemel gaan ryk so skaapbout. Nou wel, ons huis het baie lekker geryk. Ek hoop jou skaapboutjie is alright, as jy nie een het nie, ek sal vir jou ietsie bære. Waar was ons? Die herders. Die herders is in die veld, hulle pas die skape op en hulle kry 'n koor van engele skare wat in die hemel is en wat sing joy to the world, of ek is seker hulle het in Afrikaans gesing, ere aan God in die hoogste hemele. Ek dink nie daar's 'n manier hoe ons in ons verbeelding by 'n plek kan uitkom waar die herders hier sit en die skapies oppas en die hele hemelruim is gevul met engele wat ere en lof aan God bring. En die engel gee vir hulle die boodskap, daar's 'n teken. Julle gaan 'n teken kry, of julle 'n sign gee. Daar's ergens in Bethlehem is daar 'n moeder en sy het 'n babatjie, julle moet by die koning uitkom. En weet jy wat, die herders se omstandighede is baie maklik, want Bethlehem is baie naby. Die geleerdes sê, dit het hulle so 5 kilometer gevat. So dis van hier af tot in Voortrekkerstraat, so as hulle daar uitkom, dan kan hulle gaan soek na die teken, en dan kan hulle daar uitkom. En die herders, natuurlik baie eenvoudige mense, hulle het nie eers gestop by Engine Garage of by Woolworths om 'n pakkie geskenkies op te maak nie, nee, hulle is straightforward, reguit deur. 5 kilometer is baie maklik, eenvoudige mense, en ons kan gaan sien wat is hierdie teken wat die engel vir ons kom sê het, en hulle daag op, en hulle kry die blye boodskap en die goeie nuus. Maar nou terug by die wyse manne. So hulle is baie ver, hulle is in die ooste. As jy nou gaan kyk in die Bybelgeskiedenis, sal jy nou sien, dis ergens miskien Persië of Babylon in Irak, soos ons dit vandag ken. Hulle reis sou hulle ongeveer 40 dae lank neem om by Jesus uit te kom. En dis so ongeveer, sê die geleerdes, 1200 kilometers wat hulle dan nou moet reis met hulle kamele. So die herders, 5 kilometers, Bethlehem, 5 kilometer net hier om die hoek, Bethlehem, en dan is hulle daar, die herders, 1200 kilometers, die wyse manne, 1200 kilometers, dit klink daarom nie regverdig nie, en dan kom die wyse manne nog met groot geskenke, goud, wierook en mirre, wat hulle voorberei in hulle kussies, en hulle vat dit vir die koning. Vriende, moenie die storie mis nie. Toe Christus, die seun van God, as mens opdaag, as die belofte van die ene wat sou kom, en alle profesieë wat daar voorheen in die Bybel was, dat hy sy verskyning in Bethlehem sou maak, is hy die geskenk aan elke mens op aarde. Vir elkeen van u wat hier sit, vir elkeen van ons, en almal vir wie ons lief is. Ek wil gou 'n ervaring met u deel wat ek laas Saterdag gehad het in Robertson. Ons is besig in ons gemeente ook met 'n projek hierdie tyd van die jaar, dan gee ons van hierdie kosmandjies uit, emmertjies uit, en die Kaap is nou uitverkoop aan syne, en terwyl ek in Robertson moet wees, sê ek vir Rita, kom ons gaan kyk in Robertson, miskien is daar by hulle Shoprite dalk nog 1 of 2 emmers want ons het nou uit emmers uit gehardloop, en ons vat toe nou die pad op 'n Saterdagoggend in 'n baie besige Robertson, om nog emmertjies te kry, terwyl ons op pad is vir ander iets wat ons moet doen. Ek hardloop in Shoprite in, en ek's baie dankbaar, ek kry nog emmertjies, en ek staan gereed in 'n baie lang ry, en daar's baie mense rondom my, en ek het nou bietjie genoeg tyd om te observeer,
En die man en vrou voor my met 'n klein babietjie, ek doen toe nou wat alle ander mense doen, ek kyk wat is in die ander ou se waantjie, want ek het nou baie tyd, en ek kyk hierdie waantjie en ek hou hom so dop, en daar iets gebeur in my hart, want ek sien die baba doekies, en ek sien die purity botteltjies, en dan die kleinste botteltjie olie, en die kleinste sakkie rys, en die sakkie mieliemeel, en in fact, hy het sy vrou teruggestuur met ietsie wat ek kon sien, ek besluit, hulle kan daar sonder. So in my hart gebeur dit toe, ek weet, ek het aan my nie genoeg geld, of ek het net genoeg geld vir hierdie emmers wat ek nou gaan koop, maar ek kan altyd 'n emmer of 2 terugsit, want hierdie is mos nou dieselfde tipe van, ek is nie besig om my goeie dade vir u te sê nie, ek kom nou by die storie uit. En toe dit nou sy beurt is, toe draai ek, en ek wurm my in so, naby sy gesig, en ek sê, "Sir, you know it's Christmas time. Can I please pay for your groceries?" Ek kan nie presies my woorde onthou nie. En die man draai, en hy kyk verby my, en hy sê hierdie woorde, "No." Ek het groot geskrik, is die laaste ding wat ek verwag het. Ek sit 'n tweede poging in, just from the kindness of my heart, can I maar hy antwoord my nie die tweede keer. En alles gaan toe nou deur. Ek sou nie sê ek het verleeg gevoel nie, want dit was net, daar was baie mense, maar dit was te raserig, niemand, so ek het glad nie verleeg gevoel nie, maar ewe skielik tref daar 'n ontsettende diep hartseer my. Veral toe ek aan vandag se woord werk, en ek sit en dink, Jesus Christus, die Seun van God, het vir alle mense gekom, vir elkeen. En hy kom en hy sê, weet jy wat, ek wil jou lewe verander. Ek wil jou bly maak, ek wil jou vry maak. Ek wil jou verlos van alles. Ek wil vir jou 'n ewigheid gee, wat jy saam met my kan wees. Ek wil jou vry maak, ek wil jou skuld betaal. En baie mense draai om en sê, no. Dit het my hart baie erg getref. Jeremia 29 vers 13 sê hierdie woorde, hy sê, julle sal my soek en my vind, as julle my soek met julle hele hart. Nou, jy moet nie verkeerd verstaan nie, God was nog nooit weg nie. En hy speel ook nie met ons wegkruipertjie nie. Ons het nie God ontdek nie. Ons was die wat verlore was. Christus was nog altyd daar vir ons. Ons het hom ontmoet, omdat hy heel eerste na ons toe gekom het. Hy het die wêreld so lief gehad, hy het my en jou so lief gehad, dat hy sy seun gegee het, om mens te word, die by ons te kom woon, om vir ons te sterf, ons vry te maak, dat ons sy eiendom kan word. God weet hoe om elkeen se aandag te trek. En hy sal dit doen. Ek weet die Here wou vir my iets weer geleer het, iets gewys het. God laat vir die wyse manne, laat hy 'n nuwe ster gebore word, sodat hulle by die koning kan uitkom. Kan jy dink wat God alles sal doen om by jou uit te kom? Want hy wil nie hê dat iemand moet verlore gaan. Hulle is besig om sterre te bestudeer, en God kry hulle aandag, want hierop hulle het nie tablette gehad, hulle het miskien tablets gehad wat van hout gemaak is, maar hier is 'n teken van 'n nuwe ster, die wyse manne, en hulle wil weet wat dit is, en God praat met hulle, hy ontmoet hulle presies op die plek waar hulle is. God sê, goed, ek sien julle leer oor sterre, ek sal my wysheid, my heerlikheid aan julle openbaar deur sterre, en hulle sien 'n ster wat hulle nog nooit gesien het, Bethlehem ster. In my kop en in my studeerkamer het ons nou gesing Bethlehem ster. So kan ons gou. Bethlehem ster, o wonderlig, heerlik lieflike gesig. Wyse manne kom van ver, Bethlehem ster, o lieflike ster, Bethlehem ster, o lieflike ster. Net tot daar.
Hier is 'n baie groot sin vir vandag. God weet presies deur wie of deur wat hy met jou sal praat om by jou uit te kom. Hy sal enigiets gebruik, want hy wil nie hê iemand moet verlore gaan. Al wat jy hoef te doen is maak jou ore oop, maak jou hart oop, gee hom 'n kans. Hierdie Jesus wat gebore is. Die wyse manne word gelei deur 'n ster na Jerusalem toe, en hulle gaan nie na die krib toe nie, hulle gaan dadelik paleis toe, want die teken wat hulle gekry het sê, daar's 'n koning wat gebore is. So waarheen sou wyse manne gaan, want hulle is mos nou wyse manne. Waar gaan ons die koning kry? Ons gaan paleis toe. Ons gaan paleis toe, dan kry ons die koning daar. En die wyse manne het kom praat met koning Herodes, en hulle vra toe vir hom, waar is hierdie koning, want hulle wil hom aanbid. Hulle het sy ster gesien. Dis my so mooi, Matteus 2 vers 2, kan ek dit gou vir julle lees? As jy mooi kyk, dan gaan hy opkom, daar sê, dankie François. Waar is hy? Hulle wys nou na Jesus wat as koning van die Jode gebore is. Het jy al daai raak gelees? Ons het sy ster gesien. Bethlehem ster is Jesus se ster. Ons het sy ster gesien opkom, en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Vriende, en dan kom een van die kragtigste dele van die Kersverhaal uit vandag se boodskap, in die ontmoeting van die wyse manne met die wrede koning Herodes. Ek wil jou net gou vertel van koning Herodes. Hy was een van die bose, wreedste konings wat daar was. Kom ek begin daar. Hy was so wreed dat enige iemand of enige iets wat sy koningskap sou bedreig, of die mag wat hy het iets aan sou doen, het hy verwyder of uit die pad gehaal. Koning Herodes het sy eie vrou vermoor. Koning Herodes het sy eie 2 seuns vermoor, want hulle het sy koningskap bedreig. So, nou kan jy dink, toe hierdie wyse manne praat van 'n koning wat gebore is, dit moes hom verskriklik ontstel het. Nou die groot boodskap vandag, en nou ewe skielik is dit 'n verskriklike ernstige Kersfees. Daar's baie mense wat baie van Herodes in hulle self het. Ek gaan verduidelik, want dit klink nou baie ontstel. Herodes het gesoek dat alles oor hom gaan. Herodes het gesoek dat hy die mag en die krag het. En hy was nie bereid om enige iets prys te gee of weg te gee of vir 'n ander koning te gee. Vriende, as Jesus Christus, die een wat ons vandag vier, as hy koning van jou lewe word, is daar plek vir niks anders. Hy kom in jou en hy maak woning. En hy word koning oor jou besluite. Hy word koning oor jou finansies. Hy word koning oor jou huwelik. Hy word koning oor jou besigheid. Hy word koning oor jou verhoudings. Hy word koning oor elke tree wat jy gee, elke besluit wat jy maak, doen jy saam met hom as koning. Jesus inkom, vat hy die beheer van my lewe oor. Ek maak besluite, ja, ek maak besluite om sy koninkryk te verheerlik. Ek maak besluite sodat God se koninkryk in en deur my kan kom, maar hy word koning van my lewe en hy die finale sê oor alles. Kan jy verstaan hoe Herodes moes keer dat hierdie koning inkom? En dan kom Herodes, hy's baie slinks, dan sê hy, wys vir my of kom sê vir my waar's die koning, want ek wil aan hom hulde bring. Maar dis nie wat Herodes wou doen nie. Herodes wou hom doodmaak. En sien, dis ons enigste ander opsie, as ons nie Christus toelaat om koning van ons lewe te word nie, dan die beste makliker ander uitweg, raak ontslaaf van hom. Want dan kan ek met my geld doen wat ek wil, dan kan ek in my huis doen wat ek wil, dan kan ek in my huwelik doen wat ek wil, dan kan ek in my besigheid doen, net wat ek wil, as Jesus nie in die pad is. En dan kom ons baie keer by 'n plek oor sekere goed in ons lewe, wat ons, soos die man in Robertson vir my gesê het, no. En waar Christus sê, ek soek alles. Die wyse manne hou, is jy nog saam met my? Ek is amper klaar, baie dankie. Matteus 2 vers 9 tot 10, kom ek lees dit gou vir ons. Die wyse manne hou aan soek,
Ons het vandag gepraat oor, of ons praat vandag oor, wat soek jy? Die wyse manne hou nog steeds aan soek, en nadat hulle die koning aangehoor het, hierdie wrede koning Herodes, wat nie vir Jesus plek wil gee in sy lewe nie, het die sterrekundiges van daar af vertrek, en werklik waar, hierdie is net vir my so mooi, en onthou as jy weer die storieetjie vir jou kinders oor vertel, onthou om hierdie detail in te sit, en werklik waar, die ster wat hulle in die ooste sien verskyn het, is weer daar, en dit beweeg voor hulle uit. Dis amazing. Ek wonder hoe dit gelyk. Ek staan gisteraand of vanoggend vroeg na die sterretjies en kyk, hoe laag hom sy kom, as hy nou voor hulle uit beweeg het. Hy beweeg voor hulle uit, en totdat dit bo kan die plek gaan staan waar die kindjie was, en daar gaan, staan die sterretjie stil. Met die dat hulle die ster sien, het 'n wonderlike blydskap oor hulle gekom, Bethlehem ster. En dit beteken die ster het beweeg, en dit beteken hulle het hom gevolg, en hy stop. Nou moet jy gou hoor, dis nou nog deel van as jy jou kinderstorieetjies oor vertel oor die Bybel. Die ster gaan staan stil nie bo die krib nie. In ons prentjie sê jy mos altyd die krib sien en die sterretjie daar bo in die wyse man. Nee, hy gaan staan nie daar stil nie. Kom ek lees vir die waar die ster gaan stil staan, Matteus 2 vers 11. En toe hulle in die huis, wag, ek moet gehoor begin. En toe hulle in die wat? Daar sê, hierdie voorste ry lees, julle kan seker nie sien daar. Toe hulle in die huis ingaan, sien hulle die kindjie by Maria, sy ma, en hulle val voor hom neer en aanbid hom, en toe maak hulle kissies oop met die kosbaarhede, en hulle gee aan hom geskenke van goud, wierook en mirre. Toe hulle by die huis ingaan. As God die belofte maak, dan stap hy al die pad saam met jou. En God se beloftes is altyd ja en amen, en sy woord bly waar. Die tyd het gevorder, Josef en Maria het nou al hulle eie huisie. Ja, want hulle is nou nie, onthou die wyse manne het na die tyd gekom. Maar jy kan maar weer die storie gaan lees, dit staan regtig so in die Bybel. So ergens in die Kersfeesverhaal het dit gebeur, dis nie daar by die nativity storie nie, daar by Josef en Maria se huis het die ster gaan stil staan en die wyse manne kon daarna ingaan, of kon ingaan. As jy soek, soos die wyse manne soek, en as jy die vraag antwoord waarmee ek begin het, regtig in jou hart, in jou lewe, waarna soek jy? En as dit God is, as jy regtig met 'n eerlike hart kan antwoord, dis God wat ek na soek. Ek soek dat hy koning oor my lewe is, oor alles van my. Want onthou, as ek hom kies as koning, dan het ek 'n ewige lewe saam met hom, dan eindig dit nie hier in chaos vir my. Dan eindig dit vir ewig saam met hom. As ek besef, dan gaan dit alles oor God se teenwoordigheid, want dit was God wat mens geword het, en hier in Josef en Maria se huis kom woon het, en die wyse manne kom in die teenwoordigheid van God, dan kom jy agter, dat dit niks te doen met daai een keer 'n jaar vrugtekoek, daai vrugtekoek is lekker, ek doen vrugtekoek, ek's mal daaroor, veral as hy nog daai baie wit icing oop, en baie van daai ander kleurstof, waar is ek nou? As jy agterkom, dis oor God se teenwoordigheid, dan gaan dit nie oor al die geskenke wat ek wil hê nie, dan gaan dit nie oor die mooiste bome en die mooiste liggies nie, dan gaan dit nie oor hoe die tafel gedek lyk nie, dan gaan dit nie oor hierdie goed nie, dit gaan oor, ek wil in die teenwoordigheid van God kom. Vanoggend toe Werner sy foon uithaal, en hy wys vir my van die lig wat so inskyn, dis ek, dis lekker om te weet, Immanuel, God is met ons, hy's by ons, en as ek iets van Jesus Christus in my hart en my lewe ervaar, verander alles vir my. En dan raak ek bly as ek net die ster sien. Ek raak bly as ek net 'n teken sien. Ek raak bly want ek weet wie God is en dat hy 'n waarmaker van sy woord is. Dit gaan alles oor Christus. Dit gaan alles oor toe hy gekom het. Kieran gaan nou vir ons 'n liedjie sing. Ek sal vir jou sê wanneer Kieran. Hy het hom by ons Kerssangdiens gesing en ek sê kom sing hom asseblief weer. Want hy sing 'n pragtige lied. Hy sê van daardie dag het alles in die hele wêreld verander. Jesus Christ was born. En weet jy wat die beste van alles, as Jesus Christus in jou lewe ingebore word, weergebore word met sy teenwoordigheid in jou,
As Christus weer gebore word in jou huwelik, as Christus weer inkom in jou hart en jou lewe en al die plekke van jou lewe. En die wyse manne kom en hulle bring geskenke. Dis 'n preek op sy eie, die goud, wierook en mirre. Ek gaan nou nie vandag met die daaroor preek nie. Die wyse manne kom bring geskenke aan 'n kleuter. Jy kan weer gaan lees. Dis nie nou meer babietjie Jesus in die krib nie. Die wyse manne bring goud, wierook en mirre na 'n kleuter se verjaarsdag. Ek moet hulle nooi na Emma se volgende verjaarsdag. Hulle kan die wierook en mirre vereers los. En die Bybelkenners sal nou vir jou sê, Jesus was waarskynlik naby aan 2 jaar oud, toe die wyse manne eers daar aangekom het. En hoe weet ons dit? Want die wrede koning Herodes het ons nou gesê, al die kindertjies 2 jaar en onder moet doodgemaak word. Daar's nog iets wat ek by die wyse manne geleer het, en dan is ek amper klaar. Dis een ding om God te prys wanneer ek iets gekry het of wanneer hy iets vir my gedoen het, né? Dis heerlik om die Here te prys want hy het my gesond gemaak. Ja, ek het hierdie jaar Februarie hartaanval gehad en ek prys die Here dat ek hier kan staan en sy naam kan groot maak. Ek het nog nie gewig verloor nie, maar ek sal, maar ek prys die Here want hy is goed vir my. Ek prys die Here want hy het voorsien. Ek prys die Here want ek was in 'n finansiële krisis. Ek praat nou net oor almal en die Here het my daardeur gedra. Ek prys die Here want hy het vir my die werk gegee waarvoor ek bid. Dis maklik, né, om die Here te prys vir wat hy vir jou gedoen het. Maar hoor gou hier en nog 'n les van die wyse manne. As jy die kleuter Jesus sou aanbid, soos die wyse manne, daar's absoluut niks wat baba Jesus vir hulle kan gee of doen nie. En die skrif sê, toe hulle in die huis inkom, toe hulle in God se teenwoordigheid inkom, val hulle op hulle voete neer en hulle begin hom aanbid. Want hy alleen is waardig. Glad nie oor iets wat hulle kan kry nie. Net oor wie hy is. Hy is koning van ons hart, hy is koning van ons lewe. Dis nog 'n ander manier om te aanbid. En ek moet nou sê, dit lyk seker so 'n bietjie belaglik as jy vir 'n kleuter goud, wierook en mirre bring, maar as daar dinge in jou aanbidding is, in jou manier, wat dalk vir ander belaglik lyk, hou net aan om Jesus te aanbid, hou aan om te prys vir al die goeie, wonderlike, elke goeie gawe kom van die Vader van die ligte, maar begin om hom te aanbid, omdat hy koning van jou lewe is, omdat hy jou redder en jou verlosser is. En nadat, laaste gedagte, nadat hulle Jesus aanbid het, verskyn daar 'n engel of praat met hulle en sê, hulle moet op 'n ander roete huiswaarts keer. Dis nou natuurlik as gevolg van die bedreiging van Herodes. Ek wil dit sommer so 'n bietjie vergeestelik. Jy sal weet dat jy in God se teenwoordigheid was. Jy sal weet dat jy in God se teenwoordigheid was as jy uitstap en jy stap op 'n ander roete uit. Jy stap op 'n ander manier uit. Jy stap op 'n ander pad uit. Shirley, waar sê ek het jou nou gesien? Ek het gedink aan daai liedjie wat ons gesing het, toe ons groot geword het. You won't leave here like you came, in Jesus' name. As jy in God se teenwoordigheid was, bound, oppressed, tormented, sick or lame, for the Holy Ghost of Acts is still the same. You won't leave here like you came, in Jesus' name. As jy by Koning Jesus uitkom, is jou lewe nooit weer dieselfde. Hy sê, ek staan by jou hart se deur en ek klop. Ek weet dis nou rof, julle kan nou huis toe gaan en om daai wonderlike tafel van julle gaan sit en sê, maar dit klink nou vir my soos 'n bekeringsboodskap volgens dit is. Want dis waar dit alles begin het, the day the world change. Keer en jy kan maar vorentoe kom. Dis die dag wanneer alles verander, wanneer jy Christus innooi. In Openbaring aan die einde van die Bybel sê, ek staan by jou hart se deur, dit klop, en al wat ek vra is dat jy my innooi. En as jy my innooi, dan maak ek saam met jou 'n maaltyd en ons eet saam en ek vat al jou stres vir jou saam met jou oor. En ek is jou krag waartoe jy tot alles in staat sal wees. Matteus 7, my laaste skrif. Jy kan maar kom sit. Matteus 7 sê, bid, vir julle sal gegee word, soek, en julle sal vind, klop, en vir julle sal oopgemaak word.
Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Wat gou daai daar weg. Vriende, die Heiland is gebore, en hy wil so graag hê dat sy teenwoordigheid jou hele lewe sal verander. Kieran gaan hierdie pragtige lied sing van hierdie besonderse dag in Jerusalem, in Desember, vandag. Die koms van Christus wat alles verander het. Kom ons luister na die lied, u kan hom 'n luide applaus gee na die tyd, en dan stuur ek jy huis toe met 'n seëngebed daarna. Baie dankie, Kieran. Every December I stop to remember the humble entrance of our King, an infant so precious makes men bow in reverence. I'm still in wonder when I think that in one night the whole world changed as the heavenly host proclaimed, glory to God and peace on earth. In a manger our Savior lay. It was the moment the whole world changed. Sometimes I imagine the way that it happened when shepherds knelt to worship Him. A love that was perfect and no one deserved it. I'm still moved to tears when I think that in one night the whole world changed as the heavenly host proclaimed, glory to God and peace on earth. In a manger our Savior lay. It was the moment the whole world changed. Jesus Christ, Emmanuel, isn't He so wonderful? This is the moment to worship Him. Mighty God and Prince of Peace, Lord of all and King of Kings, this is the moment to worship Him. This is the moment to worship Him. Just like the night, the whole world changed as the heavenly host proclaimed, glory to God and peace on earth. In a manger our Savior lay. It was the moment the whole world
Baie dankie, Kieran. Jy kry dit maar net elke keer reg. Die dag toe alles verander het. Mag dit in jou lewe net weer gevier word vandag. Miskien is dit die eerste dag. Mag die Here u baie ryklik seën. Vriende, ek stuur u weg op hierdie Kersdag. Mag ons God en Vader, wat ons so lief gehad het, mag hy baie ryklik seën. En hy het so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, om jou hele lewe te kom verander. En hy los ons nie net daar nie. Hy word Immanuel, God met ons, in ons, by ons. Gaan in die vrede en die liefde van die Here en gaan hê 'n geseënde Kersfees. Amen.